Hallo en welkom by die erediens vir die NG Kerk van Karasburg. Dis vir Sondag 15 Februarie 2026, waar ons 'n bietjie gaan kyk na liefde as 'n kultuur van leef. Baie dankie dat jy by ons aansluit, maar voordat ons met ons teksgedeelte begin, kom ons bid net eers saam. Ons dank U, Hemelse Vader, vir U liefde, vir U genade. Ons eer U as die koning van konings, as ons verlosser, as Immanuel, God met ons. En Here, daarom vra ons dat U ook nou in hierdie gedeelte met ons sal praat, dit vir ons lewend sal maak en ons sal help om te verstaan. Ons eer U in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons skrifgedeelte, ons het twee gedeeltes, Romeine 13 vers 8 tot 10 en dan 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 13. Kom ons lees dit saam. Wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe die verpligting om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod ook al, word saamgevat in hierdie uitspraak, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie, daarom is die liefde die vervulling van die wet. En dan 1 Korintiërs 13, al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het nie liefde nie, dan het ek 'n weergalmende gong of 'n kletterende simbaal geword. En al profeteer ek en begryp ek alle geheime, en besit ek alle kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het nie liefde nie, is ek niks. Al deel ek al my besittings uit en gee ek my liggaam oor, sodat ek my daarop kan beroem, maar ek het nie liefde nie, baat dit my niks. Liefde bly geduldig, liefde gee om. Liefde is nie jaloers nie, dit spog nie en is nie verwaand nie. Liefde tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie eie belang na nie, is nie lig geraak nie. Dit hou nie boek van die kwaad nie, is nie bly oor onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. Liefde val nooit nie, maar profeseë, dit sal tot 'n einde kom, of tale, dit sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken gedeeltelik, en ons profeteer gedeeltelik, maar wanneer die volmaakte gekom het, sal wat gedeeltelik is, ophou bestaan. Toe ek nog 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Nou dat ek volwasse is, het ek die dinge van 'n kind agtergelaat. Nou sien ons wel 'n geheimenisvolle beeld, soos in 'n spieël, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek slegs gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Ons lees tot sover. Hierdie is twee baie bekende gedeeltes in die Bybel, twee baie bekende gedeeltes, omdat albei handel oor iets wat so fundamenteel deel is van die kerk en die lewe, dat almal dit baie goed ken. En ons almal weet waaroor dit gaan, liefde. Maar daar steek meer in hierdie gedeelte as net inligting oor liefde. Want wat was die rede hoekom Paulus hierdie dinge oor liefde gesê het? Hoekom was dit vir hom so 'n belangrike onderwerp om so breedvoerig daaroor te skryf? En hoekom het hy juis oor hierdie selfde onderwerp met twee van die gemeentes van sy tyd geskryf? Maar kom ons kyk net gou eers na die prentjie waarin ons onsself vandag in die samelewing van die 21ste eeu bevind. Vandag is dit so dat ons weet van verskillende oorloë in ons bloedige geskiedenis, maar nie net in die verlede nie. Ek bedoel, sit maar net die TV aan en vinnig raak jy bewus van mense van reg oor die wêreld wat gereeld sterf deur iemand anderste se hand. Rusland en Oekraïne en Israel is gedurig op die voorblad. Ons sien nie juis baie liefde in die nuus rondom dit nie. Mense wat wreed vermoor word, mense wat kwaad is vir mekaar en baklei. Ek onthou toe ek in Taiwan was daar een keer op die nuus 'n parlementêre sitting waar die een tannie kwaad geword het vir 'n ander man en toe sommer haar hoërskoen uitgetrek het en hom begin bykom met daarmee. En toe begin hulle mekaar met die vlae slaan wat daar rond was. As ons dalk iets wil leer oor liefde in films, dan is dit meer en deel fiksie of gebroke of wat ons daar leer is dalk gebou verkeerde idees en ideologieë.
Al die flieks is baie meer fantasie georiënteerd en het meestal met begeerte te doen as met liefde. En Hollywood se eie troue sukkel om langer as 'n jaar te hou en navorsing begin wys dat wat hulle experts ons probeer leer van wat liefde is, het egter net 'n groter gemors van dinge gemaak. Selfs ons eie plaaslike seepies verval al hoe meer in dieselfde slaggate. Ons leer daar baie oor skelmplanne en rugstekery, maar nie so baie oor wat regte liefde noodwendig is nie. Nog 'n prentjie wat ons kry van ons lewe vandag is die van 'n baie gejaagde lewe. Almal het deesdae al hoe meer dinge om te doen en al hoe minder tyd om dit in te doen. Mense jag by mekaar verby en daar word meer op werk en projekte gefokus as op mense self. Jy weet selfs die sosiale media maak dat ons eintlik minder liefde gee aan mekaar. Dink maar aan Facebook, WhatsApp, X en al die ander. Alles kommunikasie wat van emosies losgemaak is. En word dit eintlik net alles kunsmatige omgee vir mekaar wat nie altyd werklike liefde oordra nie. Maar die gevolg is dat daar al hoe minder werklike fisiese tyd vir ander mense is. Dalk is dit ook omdat ons vandag al hoe meer individualisties raak in die westerse samelewing, waar alles meer en meer begin gaan oor myself, oor wat ek voel, oor wat ek dink en wat ek graag eerder wil hê, in plaas daarvan dat ons kan fokus op ander mense, op hulle behoeftes en op hulle emosies. Ons luister nie meer werklik om te hoor wat iemand anderste wil sê nie, maar eerder hoe ons daarop kan reageer. Nou, kom ons kyk na nog 'n ander prentjie, huwelike. Jy weet op 'n jonger ouderdom het van ons dalk gedroom oor die perfekte liefde wat ons dalk graag sou wil ervaar in die huwelik. Party het al op vroeë ouderdom dalk die teenoorgestelde geleer. Egskeidings, mishandeling, selfs baie huwelike wat vandag nog by mekaar is, word partykeer eerder gekenmerk as verhoudings waar een dalk die ander een onderdruk of waar een van hulle misken word of verneder word of selfs geïgnoreer word. En van die huwelike bestaan party dalk nog net 'n naam ter wille van aansien of kinders of dalk vir vrees om alleen te wees. So selfs in huwelike sien ons nie noodwendig liefde raak nie. 'n Laaste prentjie wat ons seker kan skets vandag waar 'n mens dalk kan hoop om liefde te vind is die van 'n gesin, die Hebreër gesin. Dit is tog die plek waar jy onvoorwaardelik aanvaar kan word. Die plek waar jy beskermd kan groot word teen die wêreld, waar jy foute kan maak en nog steeds oukei kan wees, aanvaar sal word. 'n Plek waar jy veronderstel is om te leer wat liefde is en hoe dit werk. Maar selfs hier sien ons nie noodwendig baie liefde nie. Families wat uit mekaar geskeur word, dalk deur egskeiding, dalk deur onderonsies tussen gesinslede, waar kinders nie meer met mekaar praat nie of ouers nie meer met hulle kinders kommunikeer nie. Dalk 'n gesin waar die pa nie sy rol vervul soos deur God bepaal nie, waar seuns en dogters nie reg leer oor hoe om met respek teenoor die ander geslag op te tree nie. En baie keer by ma en pa eintlik die verkeerde beeld aan hulle kinders leer oor wat liefde is. Of dalk is jy in 'n gesin groot geword waar daar onwerklike verwagtinge van jou gestel is en jy voel jou ouers is eintlik teleurgestel omdat jy nie by dit kon uitkom nie. Dalk is jy teleurgestel in jou gesin, dalk is jy mishandel of gemolesteer of uitgewerk of verwerp of verstoot. Nou al hierdie goeters is sketse wat ons van vandag se samelewing kan skets oor eintlik die liefdeloosheid wat daar in die samelewing is of eerder die gebrek aan liefde wat daar is. Maar ook die verkeerde verwronge beeld van liefde wat 'n mens baie keer kry, waar daar veronderstel is om eintlik baie liefde te wees. 'n Somber prentjie inderdaad. Maar ons is Christene en Paulus het vir ons hierdie twee gedeeltes nagelaat oor liefde. So, hoekom het Paulus hierdie gedeeltes oor liefde geskryf? Hoekom was dit vir hom so belangrik? Hoekom is dit vir God so belangrik? Omdat dit nie net oor die blote feit van liefde gaan nie, maar oor 'n kultuur van liefde. Elke keer wanneer ons in die Bybel hieroor lees, dan besef ons dat liefde raak nie net sommer iets wat gedoen moet word as deel van ons lewens nie. God verwag dat liefde ons kultuur moet wees waarvolgens ons lewe. En wanneer ons praat van liefde, dan is dit nie altyd iets wat noodwendig gekoppel is aan 'n lekker emosie nie. Liefde is baie keer die teenoorgestelde van die emosie wat jy ervaar. Dink maar byvoorbeeld aan wanneer jou kind een van jou gunsteling items in die huis dalk sou breek. Op daai oomblik sou jy dalk kwaad wees vir jou kind. Maar net omdat jy kwaad is, beteken dit nie jy's nie lief vir jou kind nie.
maar die emosie wat jy ervaar is nie die van liefde nie. Ek dink Chip Ingram het 'n baie goeie definisie van die kern van liefde, wat dit is. En hy is baie mooi in die kom. Hy sê dat liefde is om aan 'n ander persoon te gee wat hy die nodigste het wanneer hy dit die minste verdien teen 'n groot persoonlike koste vir jouself. En ek het 'n baie goeie prentjie wat dit illustreer, waar jy kan sien hierdie ou oom en ou tannie wat eintlik kwaad is vir mekaar. Hulle kyk nie eens na mekaar nie. Hulle sit in teenoorgestelde rigtings. En hier sit hulle op die bankie buite terwyl dit reën. Jy kan sien dat hulle stry gekry het omdat elkeen weggedraai is van die ander een. Met hulle liggaamshouding wys hulle som hulle misnoë baie goed uit. Maar ten spyte van die feit dat die ou oom natreën, ten spyte van die feit dat hulle kwaad is vir mekaar, hou hy nog steeds 'n sambreel oor die tannie sodat sy nie moet natreën nie. En dit is liefde. Om aan die ander persoon te gee wat hy die nodigste het wanneer hulle dit die minste verdien teen 'n groot persoonlike koste vir jouself. En die Bybel leer ons dat dit is hoe ons moet optree. Maar nie net teenoor ons lewenseggenote nie. En dit is waar die uitdaging kom. En die Bybel leer ons dat ons juis met liefde moet optree, ook teenoor ons vyande en ander mense wat ons dalk frustreer of irriteer, of wat dalk daarop uit is om ons ondergang te bewerk. Jesus het aan ons verlossing kom gee aan die kruis. Juis toe ons dit die minste verdien het. Ons het elkeen eintlik verdien om hel toe te gaan, om veroordeel te word. En tog kom gee hy sy liefde vir ons aan die kruis teen 'n groot persoonlike koste van homself, sy lewe. En God kom en hy vra van ons om dit ons kultuur te maak. Want dit is ook soveel meer dan net as ons kultuur. Want dan leef ons eintlik God. Dan leef ons as 'n gemeente in ritme met God, in sy liefde, met sy liefde, deur sy liefde. Want ons kan uit ons eie kragte uit baie keer hierdie goeders probeer doen. En miskien kry ons dit so nou en dan reg teenoor ons eggenote, van die mense vir wie ons lief is en vir wie ons omgee. Maar wanneer dit kom by om dit te doen teenoor jou vyand, ander mense wat jou irriteer of wat ook al, is dit menslik nie sommer moontlik nie. En daarom het ons God se liefde nodig. In sy liefde, met sy liefde, deur sy liefde. En daarom dat die Heilige Gees so belangrik is vir ons. En dalk kort ons nog so 'n bietjie werk in ons kultuur van liefde. Omgee vir mekaar en omgee aan ander. Om daar te wees vir mekaar, maar ook vir ander. Ook vir ons vyande, ook vir mense wat ons irriteer of frustreer. Selfs wanneer hulle dit die minste verdien. Selfs wanneer dit nie die gevoel is wat ons wil hê nie. Romeine 13 en 1 Korintiërs 13 is nogal baie presies oor hierdie kultuur van liefde, hoe dit geleef behoort te word. Paulus sê in vers 8 van Romeine 13, dat ons in mekaar liefde as ware verskuldig is. Nou lees dit nou saam met 1 Korintiërs 13 vers 4. Dan sê dit basies, ek is dit aan mense verskuldig om geduldig te wees met hulle, wanneer hulle dit die nodigste het, die minste verdien, ten koste van myself. Ek is dit aan mense verskuldig om te gee vir hulle, wanneer hulle dit die nodigste het, die minste verdien, ten koste van myself. Ek is dit aan mense verskuldig om nie jaloers te wees teenoor mense nie, wanneer hulle dit die nodigste het, die minste verdien, ten koste van myself. Ek is dit aan mense verskuldig om nie te spog teenoor mense nie, wanneer hulle dit die nodigste het, die minste verdien, ten koste van myself. Ek is dit aan mense verskuldig om nie verwaand te wees teenoor mense nie, wanneer hulle dit die nodigste het, die minste verdien, ten koste van myself. Ek is dit aan mense verskuldig om nie onbehoorlik op te tree teenoor mense nie, wanneer hulle dit die nodigste het, die minste verdien, ten koste van myself. En ek is dit aan mense verskuldig om nie boek te hou van die kwaad teenoor hulle nie, wanneer hulle dit die nodigste het, die minste verdien, ten koste van myself. Ek dink julle kry die prentjie. En dit is natuurlik ook iets wat ons baie keer tough love noem, waar dit nodig is om iets wat dalk die teenoorgestelde van liefde lyk, juist te doen tot voordeel van 'n persoon. En so sê die Bybel is 'n pak sla aan 'n kind, 'n liefdestaak wat dalk nie lekker is nie, maar tot voordeel van die kind.
En wanneer 'n mens nog so bietjie dieper gaan dink oor wat liefde is en wat dit dus prakties beteken, dan kom 'n mens egter gou agter dat daar is probleme in die lewe wat baie keer in die pad staan van hierdie liefde. En ons moet daarop let in ons lewens, want dit breek liefde af, selfs ook in ons harte. En die eerste een wat ons kan uitwys is byvoorbeeld maskers. Mense dra baie keer maskers as 'n front wat hulle voorhou van 'n ander self. 'n Self wat ons gewoonlik hoop aanvaarbaar sal wees vir ander mense. Maar deur maskers te dra, maak dit dadelik vir ons 'n 3 keer moeiliker om iemand lief te hê. Dis dan 'n blote poging tot liefde wat eintlik op valse inligting gebou word. Ons sien opregte liefde vra van ons om onsself skoon te stroop van valshede, sodat ek die ware behoeftes in ander om die regte redes te kan bevredig. Want wat maskers ook doen is, dit steek baie keer die sonde weg. Ons sien hoe God se liefde is opreg, terwyl maskers steek baie keer jaloesie weg, of afguns, of verwaandheid, en 'n klomp ander dinge steek dit weg. En daai goeders keer dat ek werklike liefde kan gee. En daarom moet ek vir myself stroop, sodat God se liefde deur my kan vloei. Nog 'n ding is individualisme. Jy weet, die moderne eeu het 'n groot klem begin inbring deur menseregte, dat jy as 'n persoon baie belangrik is. En dit begin dan meer en meer gaan oor wat ek kan kry en wat ek wil doen en wat my wil is. En dit verwyder dan eintlik die fokus van ander mense af, baie keer ten koste van ander mense. Ongeag wat jy sê of doen, dit wat ek wil hê, is belangrik. En nog 'n ding natuurlik, en ek gee nie om wat ander mense sê nie, om van iemand te praat en dinge te sê wat jy nie voor daai persoon sou sê nie, is skinder, en skinder is liefdeloosheid. Paulus sê in een van sy briewe, praat net wat goed en opbouend is. Maar om stories oor te dra, sarkasme, dis alles afbreekend, dis nie opbouend nie. En daarom dit steel liefde. En God kom roep ons om net weer op te staan vir hierdie liefde. God roep ons om te leef in 'n kultuur van liefde. Hy roep ons om weer onsself aan ander te gee, om te gee, om mense raak te sien, by te staan, mense te verstaan en hulle lief te hê, ongeag van die emosie wat ek dalk mag voel. En ons moet ook in ons huwelik, in ons gesinne en in ons gemeente hierdie kultuur van liefde kweek. Ons moet dit leer en ons moet dit leef. Want dit is wat die Bybel van ons vra wanneer dit by liefde kom. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, hierdie boodskap oor liefde. Here, dis lekker om dit te hoor en tog is daar 'n gedeelte daarvan wat ons baie keer laat aarsel, laat stil staan, laat wonder. Maar Here, wanneer U sê dat ons moet lief hê, ons naaste soos onsself, Here, dan vra U dat ons selfs ons vyande moet lief hê. En Here, dit is partykeer vir ons moeilik. En Here, ons moet getuig en erken dat ons modelle van wat liefde is, soos ons gesinne en ons huwelike en selfs ons gemeentes partykeer tekort skiet hieraan. Dat dit baie keer eerder 'n gebroke beeld is wat ons aan die wêreld gee. Dat ons vir mense sê dat God is liefde en tog sukkel ons om daai liefde te wys. En Here, dan doen dit ook selfs U evangelie skade aan. Ons vra om verskoning daarvoor. Ons wil tog vra, Heilige Gees, dat U ons sal help om 'n kultuur van liefde te kweek in ons en rondom ons en so te leef. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ontvang dan nou ook die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.